Ek en ek ken mekaar dan al 'n geruime tyd. En ons sal eet, Here. Ag, ons dank en ons loof U. Dankie dat U vanaand beweeg. Werkie klonk. En dankie Vader vir U salwing wat op pastoor Deonder is. En dankie dit wat hy sê, elke woord net van U afkom. Sê vir U dankie daarvoor. Amen. U kan nie sitplek neem. Nou ons het gesê Woensdag, Donderdag en Vrydag gaan ons gaan die sing, ons gaan direk gaan na die Here. Amen. Saterdag aand gaan ons 'n Pinksterdiens hou en ons gaan God vertrou om mense te vul met Heilige Gees. Amen. En Sondagoggend gaan ons net rejoice in die Here. Amen. Amen. En pastoor Dion gaan vir jou oorgee. Daar sê. Mense wat jy wil. Daar sê. Baie dankie. Nou sê, baie welkom. Baie dankie aan elkeen wie gekom het en mag die Here vir julle seën. En wat ek waardeer is toe ek vandag toe pastoor Danny vir my sê, luister hierso, gaan jy dit maak vir ete, toe's ek nou te laat vir ete. En maak nie saak nie, ek was op pad gewees, maar toe sê hy, trek gemaklik aan. Toe's ek nou so bly, want ek was juis laat gewees, en ek was klaar gemaklik gewees. So, dit was nou vir my bietjie beter gewees om gemaklik aan te trek, maar prys die Here. Is julle bly julle is hierso? Amen. Prys die Here. Ek kan nie so ver sien nie, my oë is baie swak, en ja, dit is soos Danny nou presies gesê het, verlede week was ek in ICU, verlede week was ek in ICU, en vandag staan ek hier. Nie dat ek veronderstel is om te moet, eintlik is ek veronderstel om in die bed te wees, maar ek is veronderstel om hier te wees. Dit is eintlik anders te om, amen, prys die Here. So ek wil julle moet oplet op die volgende. Daar is dienste en daar is dienste. Wat ek daarby bedoel is dat natuurlik die manier hoe ek baie keer of die wyse waarop God mense gebruik is dat soms as jy vurig is aan die gang, jy's wat hulle noem in die ou dae het hulle die Pinksterouens genoem vier vreters. Maar vanaand, môreaand en Vrydag aand is 'n teaching. Dis hoekom dit 'n gemaklike casual setting is. En dat ons kan lering ontvang, want geliefdes, ek wil hê jy moet die volgende besef, dat daar kan baie preek word, maar niks gesê word nie. Ek hoor soveel preke, maar daar word niks gesê nie. There's no substance to what is being preached. Maak dit sin? There's no substance. Daar is nie dis halleluja, die mens hoor op honderde sulke preke, maar dit is net vlamme, maar daar's geen hout nie. Verstaan, dit is soos 'n gasbraaier. Daar's geen hout nie. En wat ek daarby probeer sê is, hierdie is God se woord. Ons moet weet wat sê God se woord. Ons moet stil staan by God se woord en kyk wat die woord van die Here sê, rondom alles wat die Here vir ons beveel, ensovoorts. Maar geliefdes, ons is in die Pinkster tydperk, ons is nou so half eintlik oor die Pinkster tydperk, en wil ek graag praat nog steeds oor die Heilige Gees, die bediening van die Heilige Gees, en natuurlik oor wat die werking van die Heilige Gees is, en vanaand gaan ek by die heel begin, maar voordat ons dit doen, ek weet pastoor het gebid, maar ek wil net graag ook bid, is dit reg so? Hemelse Vader, ek wil dankie sê dat U goed is, dat U getrou is, dat U regverdig is, Here, en dat U ons by mekaar gebring het, op 'n aand soos hierdie, en ook hierdie week wat voor lê, wil ek bid in die naam van die Here Jesus Christus, Hemelse Vader, dat U ons by mekaar sal bring, sal Here mense opgewonde maak oor die woord van God, dat mense die woord van God, Here, opgewonde daaroor sal wees, Here, dat mense nie hulle passie vir die Bybel sal verloor en sê, dit maak nie sin nie, maar dat hulle sal stil staan by die woord, en Here, die woord van God leer, bestudeer, eet, drink, en Here, ek wil U dankie sê, dat U bring ook 'n nuwe bedeling vanaand, en oor hierdie tydperk, Here, vir hierdie mense wat hier so sit, en vir die kerk, en ek dank U uit my hart uit daarvoor.
Here, ek wil U dankie sê, Here Jesus, dat U gesê het, ek los julle nie soos wesies agterna nie, maar ek stuur vir julle die Heilige Gees. Inteendeel, dis vir julle voordeliger dat ek weggaan, want as ek heen gegaan het, sal ek die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee. En ek wil dankie sê dat die trooster gekom het, the comforter, the Holy Spirit, that lead us and guide us in all truth. And Lord, I pray tonight and throughout this weekend and through the week that we will come to the knowledge of God's word concerning the baptism of the Holy Spirit. Here, rakende die doping van die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees, en ek bid, Here, dat U woord kragtig sal openbaar in elke hart. Ek bid dit en ek pleit dit in Jesus naam. Ek wil nie nalat om te bid vir Israel nie, Here. Here, waar Israel, Here, daar nog aanvalle is, wil ons dankie sê. Psalm 121 wat sê, ek slaan my oop na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Hy kan jou voete nie laat wankel nie. Die bewaarder van Israel sluimer en slaap nie. En Here, U is die bewaarder van Israel. U was en U is die bewaarder van Israel wat nie sluimer en slaap nie. U slaap nie, Here. En dankie dat U hou oor U volk en Here 'n spesiale Here beskerming. En ek wil bid ook vir in Teheran, Here, waar soveel mense, Here, onnodig in die kruisvuur vasgevang is, dat hulle Jesus sal sien en dat hulle tot bekering sal kom. My gebed is dat daar redding vir die moslim nasie sal kom en ook vir die Jode. En ek bid dit in Jesus se heilige naam en ek eer U daarvoor. En die kinders van die Here sê Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer, want prys die Here. As jy Bybel het, maak saam met my oop by die boek van Exodus en die 19de hoofstuk. Exodus en die 19de hoofstuk. Geliefdes, vanaand wil ek graag met jou praat oor natuurlik dat daar soveel aspekte, en ek wil hê julle moet luister dat ek sê, daar soveel aspekte om te praat oor Pinkster en waar Pinkster vandaan kom en wat Pinkster is. En natuurlik sy oorsprong. So baie mense, ek dink die laaste statistiek wat ek gehoor het, is dat daar oor die 500 miljoen mense verklaar hulle self as sommige as Pinkster en ander as charismaties. Dis amper dieselfde, behalwe die een hardloop rond met vla en die ander ene nie. Nou nie regtig nie, maar okay. Maar dit is net 'n grap asseblief. Maar natuurlik Pinkster is dat daar oor die 500 miljoen wat Pinkster en charismaties ensovoorts is. Maar dan wil ek die vraag aan jou vra, dat waar kom, en miskien julle is besoekers, ek weet nie wie is besoekers hier nie, maar waar kom Pinkster vandaan en wat beteken Pinkster? As ek vir jou dit moet vra, wat sal jou antwoord wees, net by jouself, wat sal jou antwoord wees? Jou antwoord sal wees iets soos die volgende, dat dit te doen met die Heilige Gees. Okay? En dit is hoe ver dit gaan vir die mense, maar weet jy dat, dis baie dieper as dit. Die woord Pinkster, penta beteken 5. Pinkster beteken 'n pentatonic scale, as ons wat gitare speel, pentatonic scale is 'n 5 skaal, die Pentatiek, die eerste 5 boeke van die Bybel, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium, is die Pentatiek, ons noem dit die Pentatiek, die pentatonic, pentagram het, nou, dis nou die lelik, maar dit 5 punte, 5, penta. So, Pinkster beteken 50ste dag. Die 50ste dag. So, en ek kan nie nou vir julle in detail verduidelik hoe werk dit om presies by daai datum uit te kom nie, of by daai dag uit te kom nie, maar die Sondag na die Pasga is van daarop as jy die weke aftel 49 dae en die dag daarna is die 50ste dag, dit is Pinksterdag in kort. Maak dit sin? So bietjie. Nou Pinkster in die Ou Testament, en die Ou Testament is my hoofarea van studie. Ek spandeer tyd in die Ou Testament is my kos. Nuwe Testament ook, maar Ou Testament is net my ek is lief vir die Ou Testament natuurlik, vir die hele woord van God. Maar die Ou Testament noem natuurlik Pinkster, sal hy 'n paar name hê, Pinksterfees. Dit sal wees die fees van weke. Dit sal wees in Hebreë Shavuot. Dit sal ook wees natuurlik
die fees van daar's verskillende name wat hy het, maar die fees van weke, Pentekost, Shavuot, daar's verskillende name vir hierdie fees. Nou, die 50ste dag is die dag wat die Pinksterdag aangebreek het in Handelinge 2. En almal, as ons praat oor Pinkster, gaan hulle na Handelinge 2 toe, dan sê hulle, dis Pinkster. Verstaan net, waar kom dit vandaan? Nou wil ek julle terugvat na die Ou Testament toe, en dan gaan kyk ons, waar het dit werklik ontstaan. Amen? Nou ek het julle gesê om op te maak by Genesis 19, hou jou plek daar, en maak, ekskuus tog, Exodus 19, vergewe my, ek is eerlik as ek sê, na die prosedure wat ek ondergaan het in ICU, iewers skielik is my gedagtes, ek weet nie of dit medikasie is of wat nie, maar ek misspreek myself so 'n bietjie, maar ek sou, julle verstaan, ok, as ek sê Genesis bedoel ek Exodus, nee ek speel. Ok, hou in Genesis 19 jou plek, dan gaan jy na 2 Korintiërs hoofstuk 3 toe. 2 Korintiërs in die 3de hoofstuk. 2 Korintiërs is natuurlik na 1 Korintiërs. Ok, 2 Korintiërs in die 3de hoofstuk. Hoor bietjie wat skryf die apostel Paulus aan die gemeente in Korinte. Ekskuus tog, en hy begin daar, en julle kan dit lees daar, julle kan die hele hoofstuk 3 by die huis gaan lees, maar Paulus begin om te sê dat hy verdedig sy apostelskap natuurlik, en hy sê, ons word aanbeveel deur God en nie deur mense nie. En dan sê hy daar, in vers 4, so 'n vertroue het ons deur Christus by God. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Nou gaan hy dadelik aan en hy hoor nou waartoe gaan hy. Hy sê daar in vers 6, want wat ons bekwaam, hy praat nou van God, wat ons bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament. Sê 'n bietjie Nuwe Testament. Ok, dienaars gemaak het van 'n Nuwe Testament. Nie van die letter nie. Nie van die letter nie. Wat is die konteks? Ons gaan nou dit optel. Nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. En as die bediening van die dood, luister na die terminologie, en as die bediening van die dood, if the ministry of death, as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oog kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig wat tog moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die gees in die heerlikheid wees nie? Ok, ek hoor nie amen nie, kan ek dit vir jou opbreek? Hoor wat sê hy? Hy sê, en as die bediening van die dood, ok, my vraag is, Paulus, wat bedoel jy bediening van die dood? Gaan aan. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer was, wanneer het dit plaasgevind? Ok, op die berg Sinai. Toe Moses die kliptablette ontvang het. Is dit nie waar nie? Dis wat hy sê, jy kan die hele hoofstuk lees. Hy sê, en as die bediening van die dood, daar's 'n rede hoekom hy dit noem, die bediening van die dood, met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was. Toe hierdie letters gegraveer was op klippe, was dit in heerlikheid gegraveer. Soveel so, dat toe Moses toe hy in die wolk van die Here ingegaan het, en ek wil jou gedagtes hierby terugvat, na wat hier gebeur het, wat hier presies plaasgevind het. En dan sal ons van daar af optel, waar Pinkster werklik vandaan kom. Ek gaan begin om vir jou te verduidelik daar in Genesis 3. Kom die Here, Moses is daar op die berg Horeb, of die berg Sinai, dis dieselfde berg, en is hy daar in Arabië, is hy, want Paulus sê die berg van God is in Arabië, is hy daar op die berg, besig om Jethro, sy skoonpa, se bokke en skape op te pas, en hy vind dat een van die skape
het nou hier berg opgegaan, en ek meen, daai berg, as die Here wil, Desember maand, as die Here wil, hierdie is net as die Here wil, Desember maand, as die Here wil, gaan ek hierdie berg, hierdie actual berg klim, okay, hierdie berg, wat interessant is, kan ek net gou ietsie sê, ons het mos 'n teaching aand vanaand, so ek kan iets naby sê, net so as ek terugkom by, ek is mal oor Bybelgeskiedenis, hierdie berg, as jy na die berge kyk, ek het 'n passie vir Bybelgeskiedenis en argeologie, Bybelse argeologie. As jy kyk na die berge rondom hierdie berg, dan al die berge is hoe hulle moet wees, maar hierdie berg, Horeb, op die voet van die berg is daar 'n groot, 'n massiewe klipplaat, 'n altaar, 'n klipaltaar, wat daar gemaak is, met Ek wil nie, wat is die woord wat die Boesmans met so in die geografie, wat noem is daai tekening, julle weet waarvan ek praat, daai tekeninge wat hulle maak, nie hierogliewe is wat die Egiptenaars gedoen het, ek praat van, julle weet ons daai tekening, daai paintings, is daar so op daai altaar se klip, is daar gegrafeer, 'n teken van 'n kalf, met horings, nê? Daar is 'n massiewe klip wat gevind is, nie ver daarvan af, as die Here wil, Desember maand gaan ek na hierdie plek toe gaan, waar daar 'n massiewe klip staan, in die woestyn, niemand kan dit verklaar nie, behalwe die woord van God, maar is daar 'n massiewe klip wat daar staan, wat van bo, ek praat van, as ek sê 'n klip, praat ek van, hy seker so hoog soos die dak tot die onder. Jy weet wat 1 Korintiërs 10 sê, dat hulle almal het uit 'n rots uit die klip gedrink, en die klip is Christus ensovoorts. Daai klip is nie so klip nie, daai klip is van bo tot onder, middeldeur gesplyt, waar hy so oop hang. Aan die ander kant wys dit waar daar watererosie was, maar daar's nie, dis in die woestyn, daar's niks, daar's nie water daar naby nie, dis woestyn, klip woestyn, is daar watererosie wat hulle nie kan verduidelik nie, agter die klip absoluut niks nie, ander kant die klip watererosie. Hoekom? Want wat het Moses gedoen toe die volk gemurmureer het, het hy sy staf gevat en hy daai klip geslaan, en daai klip staan tot vandag toe daar. Tot vandag toe staan daai klip daar. Is dit nie awesome nie? Amen. En op die berg, as jy op die berg klim, is dit 10 ure klim om op die piek te kom van die berg. As jy baie hoë berg is 'n moeilike berg om te klim. Hy's hoog ook, maar hy's nie moeilik nie. Of hy's nie baie hoog nie, hy's net baie moeilik. Dan as jy die klippe vat, is dit, as jy tot vandag toe kyk na 'n foto van die berg, jy kan eintlik op Google Horeb, die berg Sinai, dan sal jy sien dat hy pikswart bo gebrand is. Maar as jy die klip vat, as die ouens dit opklip en hulle vat die klip bo en hulle draai hom om, onderkant is die klip bruin. Hierdie kant is hy pikswart gebrand. Hoekom? Ons gaan nou daarvan lees. So, dit was net so 'n bietjie geskiedenis, dan kom ons nou by die verhaal uit. In Exodus 3 was Moses op hierdie berg gewees en hy jaag van die skape weg af en natuurlik daar iewes skielik verskyn die Here aan hom in 'n bos wat aanhou brand en die stem van die Here roep uit die bos uit en sê Moses trek uit jou skoene. Amen. Hey, ons gaan begin. Moses trek uit jou skoene. Die grond waarop jy staan is heilig. Amen. En so het hy dan sy skoene uitgetrek en die Here het met hom ontmoet. En die Here het vir hom gesê, gaan na Egipte toe. En julle kan die hele verhaal lees in Exodus 12, lees ons dat die aand toe hulle, die Israeliete uit Egipte land, uit die huis van slawerny uitgetrek het, daardie aand het die Here vir sy volk gesê, deur monde van Moses en Aaron, om hulle klaar te maak, hulle gereed te hou, die lammetjie te slag. Hulle moes die lammetjie al reeds op die 10de dag in bewaring geneem het by hulle in die huis. Hier is soveel teachings in elke een van hierdie wat ek noem. By hulle in die huis geneem het en op die 14de dag het hulle hierdie lammetjie geslag en die bloed gesmeer aan die deurkusyne. En die Here het gesê, as ek vanaand deur Egipte land trek, when I pass through Egypt, when I see the blood, my judgment will pass over. Dis waar die Pasfees vandaan kom. When I see the blood,
I will pass over you. Ek sal oor jou trek, maar dis waar Paasfees vandaan kom. Ek sal oor jou trek, maar waar die bloed nie is nie, daar sal my oordeel inkom, en die Here het alle eersgeborenes van Egipteland getref, daar waar die bloed nie was nie. En toe daai aand moes hulle die lammetjie natuurlik die bloed gesmeer het op hulle deurkusyn, hulle moes die lammetjie gebraai het, en met bitterkruie moes hulle die lammetjie vinnig geëet het. Daar's 'n rede hoekom hulle die lammetjie ook vinnig moes geëet het, en hulle moes die hele lam geëet het. Ek het 'n preek, ons praat nou daaroor, 'n preek op YouTube wat julle kan gaan kyk, die lam in die buffet, wat ek in detail daaroor gaan, waar hulle die hele lam moes geëet het. En daardie aand trek hulle uit Egipteland uit. Nou, toe die Here vir sy volk sê, julle moet uit Egipteland uittrek, daai was die 14de dag van die eerste maand. Die eerste maand was genoem gewees die maand Nisan. En is genoem tot vandag toe die maand Nisan. En hulle was reguit op pad na die berg Horeb toe. En 'n lang verhaal kort, toe hulle by die berg Horeb kom, lees ons daar in Exodus 19. Hoor wat sê die woord van die Here. Ek het nou vir julle die agtergrond gegee. En ons lees daar vanaf vers 10. Ek is so bly julle het my gekry vir teachings. Ek hou daarvan om teachings te gee. Amen. Prys die Here. Verder het die Here aan Moses, ons is in Exodus 19 vers 10. Verder het die Here aan Moses gesê, gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre en laat hulle klere was en hulle gereed hou teen die 3de dag, want op die 3de dag sal die Here voor die oë van die hele volk op die berg Sinai afdaal. Ook moet jy vir die volke grens rondom aanwys en sê, pas op dat julle nie op die berg klim of sy voet aanraak nie. Elkeen wat die berg aanraak, moet sekerlik gedood word. Geen hand mag hom aanraak nie. Maar hy moet sekerlik gestenig of gesterwe of sekerlik met 'n pyl geskiet word, of dit 'n dier of 'n mens is, hy mag nie lewe nie. En nou gaan hy aan daar in vers 14 en hy sê, toe het Moses van die berg af na die volk gegaan en die volk geheilig en hulle het hulle klere gewas. En hy het aan die volk gesê, hou julle klaar teen die 3de dag, moenie naby die vrou kom nie. En op die 3de dag, toe dit môre word, hoor wat sê die woord van die Here. Let op die terminologie. Vers 16, en op die 3de dag, toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg en die geluid van 'n baie sterk bassein, sodat die volk wat in die laar was gebeef het. Ek wil hê jy moet jouself hierdie prentjie insien. God in sy heerlikheid, wat Israel uitverkies het as sy eiendomsvolk, wil sy volk ontmoet, en God in sy heerlikheid daal neer op die berg Sinai. En God se heerlikheid kom rus op daai berg. Ek wil vir jou sê dat dit hoe dit moes gelyk het, ek dink geen AI generator sal ooit reg kan doen om vir ons te verduidelik en te laat verstaan, of geen manier wat jy daaraan kan dink, jou verbeel hoe dit moes gewees het, sal ooit reg daaraan doen nie. Dit moes vreeslik gewees het, want hoor die manifestasie van God se heerlikheid. God's power is manifested, hoor hierso, toe was daar donderslae, blitse en 'n swaar wolk op die berg en die geluid van 'n baie sterk bassein. Let op daai woord, baie sterk bassein. Wie van julle het al gehoor? Ek meen, hierdie is 'n tipe van 'n the perfect storm, as jy dit so wil vat. Om dit nog vir jou meer in te kleur, lees net verder aan. Hoor wat sê hy? Sodat die volk wat in die laar was gebeef het, hulle begin bewe. Vers 17, daarop het Moses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet. En hulle het gaan staan by die voet van die berg,
Onthou net, hulle mag nie die berg aanraak nie, anders dan moet hulle doodgemaak word. Kind, vrou, dier, maak nie saak wie nie. Niemand sal aan die berg vat nie, want God is op die berg. Okay? En die hele berg Sinai het gerook. Daar trek rook. Wat gaan gepaard met rook? Vuur. Daar trek rook uit die berg uit. En hy gaan aan, die woord gaan aan om het vir ons te sê, die hele berg Sinai het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. En toe die geluid van die bassein sterker en sterker word, het Moses gespreek, en God het hom telkens hardop geantwoord. En ons sien hierdie manifestasie van God se heerlikheid en krag, en hierdie is so belangrik om te verstaan. Ek wil hê jy moet een ding verstaan. Jy wat hier sit, ek weet nie of waar mense my kan sien op, ek weet nie of dit live uitsaai nie, maar julle wat hier sit, ek wil hê julle moet verstaan dat ek vanaand vir julle sê, jy het nie te doen. Jy het nie te doen met 'n Allah en 'n Boeddha en 'n Hare Krishna en met 'n ateïs of wat ook al nie. Jy het gekom, Hebreërs 12 sê, julle het gekom by die berg Horeb. Julle het gekom by die lewendige God. Amen. Hierdie berg is nou in my. Groter is hy, 1 Johannes 4 vers 4. Groter is hy wie in my is. Dis wat Hebreërs 12 sê. Maar om dit daar te laat, voordat ek rabbit trail, kyk net hierna. Kyk net na hierdie manifestasie. God se heerlikheid is op die berg. Hoe sou jy gevoel het? As jy daar gestaan het, en die bassein raak al hoe harder en harder. 'n Bassein is 'n, luister gou hierna, 'n bassein is 'n wat se instrument? 'n windinstrument. En toe die dag van Pinkster aanbreek, was daar 'n kragtige wind, wat die hele huis, ons kom nou by dit uit, sien julle dit? Sien julle dit? Sien julle dit? En as die bassein word al hoe sterker en sterker en sterker en sterker, en daar is vuur op die berg, en die hele berg bewe, die hele berg dreun, rook gaan uit die berg uit, rook styg op na die hemel toe, want God is in die berg. En raai wat gebeur op die voet van die berg, raai wat gebeur later op die voet van die berg. Op 'n tyd sê die Here daar in Exodus 24 vir die 70 ouderlinge, Moses, kom jy, Aaron, Nadab en Abihu, kom julle op saam met die 70 oudstes en ontmoet by die woord van die Here sê, hulle het God van aangesig tot aangesig gesien, en hulle het 'n fees gevier met God, hulle het geëet en gedrink, dis wat jou Bybel sê. Amen. Maar dit was nie op die toppunt van die berg nie. Hoekom? Want dit was hier, nie heel bo nie, ek wil amper sê in die middel. Hier het hulle God van aangesig tot aangesig gesien. Maar wag net so 'n bietjie, ek dog no one can see God and still lives. Ek dog niemand kan God sien nie. Amen. Ons kom daar by hierdie week, dink ek. Okay? So, nou sien hulle God van aangesig tot aangesig, en Moses gaan alleen verder op die berg, en hy gaan in die wolk van heerlikheid, en daar ontvang hy die tablette, of hy tablette saamgevat, as ek sê tablette bedoel ek die kliptafels, het hy gevat, en ek sê elke keer tablette, dit klink soos R10 genpynpille, okay, maar ek praat van kliptafels wat hy gevat het in die heerlikheid van God in, en as die letters wat in heerlikheid gegraveer was, dit was in heerlikheid gegraveer deur die vinger van God, en terwyl God vir Moses die 10 gebooie gee, sê die Moses vir die Here, jy beter afklim, want Moses is nie bewus wat in die laar van Israel aangaan nie. Moses is saam met die Here, Moses is nie alwetend nie, God is alwetend. God sê, Moses, jy beter afklim, want die volk het swaar gesondig teen my. Hoekom? Want wat gebeur op die voet van die berg? Aaron
Wat sê die Israeliete vir Aaron? Jy sien, daar's een ding wat ek in hierdie lewe nie kan vat nie. Jy kan my vrou vra, jy kan my kinders vra, jy kan mense vra wat my ken. Daar's een ding wat ek kan vat nie, is moenie vir my lieg nie, nommer 1. Praat die waarheid met my, face my, kom ons maak mekaar seer bedoelend, praat net die waarheid met my, okay? Ons moenie vir my lieg nie. Moenie vir my lieg nie. Nommer 2 is, wees 'n man. Staan waarvoor jy staan. Of 'n vrou, met ander woorde, hê 'n ruggraat. Hê 'n ruggraat. Moenie soos 'n jellyfish wees nie. 'n Jellyfish is 'n jellyfish wat kalamaries word omdat hy nie 'n ruggraat het nie. Of wat ook al, ek weet nie wat, okay? Maar hoor wat ek vir jou probeer sê. Jy moet staan waarvoor jy staan. En Aaron is onder groepsdruk. Hoekom? Want die Israeliete sê vir hom, Aaron, ons weet nie wat van hierdie man Moses geword het nie. Ons weet nie wat van hom geword het nie. Ons is nou uit Egipte land uit. Maar ons weet nie wat het gebeur met hierdie Moses nie. Hy's weg. Ons weet nie waar is hy nie. Maar maak vir ons doen bietjie ietsie man, maak vir ons gode. En Aaron sê geen probleem nie. Gee my al julle naaltjieringe, julle oorringe, julle tongringe, julle oogringe, julle watse ringe jy ook al mens kry. Okay, gee my al julle goud, julle ringe aan julle vingers en voete, en waar ook al nog, gee vir my al julle goud, en hy gooi dit in die vuur, en hy Bybel sê, hy het 'n goue kalf gemaak, en hulle het voor hierdie kalf neergebuig, en die Israeliete het uitgeroep en gesê, o Israel, luister nou hierna, op die voet van die berg, staan daar 'n goue kalf. Ek meen, hoor bietjie hoe ruggraatloos is Aaron. Want toe Moses afkom en hy sê, wat het jy gedoen aan Aaron? En hy sê, nee, hierdie mense het vir my gesê dat ek moet dit doen, toe ek al die goud gevat en dit in die vuur gegooi, en toe, hoor wat sê die woord, toe kom hierdie goue kalf uit. Jy wil vir my sê, jy het die goud net ingegooi, daar het 'n goue kalf net uitgekom. Jy sien, ons lees oor ons Bybel, jy moet die detail lees van jou Bybel. Amen. Hy sê, daar het 'n goue kalf uitgekom. Asof Moses dit geglo het. Nee, Aaron, jy het dit gemaak. Jy het hierdie goue kalf gemaak. Vat jou pak, staan jou man. Amen. En ons sien dat Moses en Aaron toe hy afkom, toe Moses afkom, natuurlik was hy baie woedend, hy het hierdie kliptafels gevat en het stikkend gegooi en het gebreek. En natuurlik het die Here weer vir hom hierdie kliptafels gegee, maar ek wil net terugkom na hierdie insident toe. Aan die voet van die berg, is die volk besig met afgodsdiens. Hulle het nie geloof nodig gehad om aan God te glo nie, hulle kon net opkyk na die berg. Hulle kon net opkyk na die berg, want daar's God. Blitsstrale, donderslae, bassein wat al hoe harder en harder word, rook uit die berg uit, vuur op die berg, daar's God. En hulle sê, nee, waar's Moses? Waar's Moses? Ons sien nie die berg nie. Waar's Moses? Waar's Moses? Maak vir ons 'n afgod. Is dit nie tipies hoe ons vandag mense is nie? Is dit nie tipies hoe ons vandag is nie? Amen. Dis God wat jou gelei het. Al die jare. Nou wil jy jou wend na die mense arm, na die arm van die vlees. Jeremia sê, vervloek is die mens, wie vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Maak dit sin? Al die jare is dit die Here wat jou dra. Maar jy het van jou werke afgod gemaak. Jy het van jou kinders, jy het van jou vrou, jy het van jou man, jy het van jou kar, jy het van jou wat ook al. Jy het van jou kerk, jy het van jou bediening. Jy weet jy kan jou bediening ook vir afgod. Amen. Nou dit is nou ekstreem gevalle, maar daar is kere wat mense hulle bedienings vir afgod en sovoorts. Maar ek vat net, mens kan enigiets vir afgod. Niks kom bo God nie. Amen. Dis God eerste, dan jou vrou en jou kinders, dan die bediening. Amen. Prys die Here. Geliefdes, en om verder aan te gaan, nou meeste skoliere stem saam, dat toe hierdie insident plaasgevind het, toe Moses die kliptafels ontvang het, was dit Pinkster gewees. Ok, so die eerste Pinksterfees was toe hulle die wet ontvang het. So wat het op die eerste Pinksterfees gebeur? Hulle het die wet ontvang. Luister gou hierna. Hulle ontvang die wet. Wat sê jou Bybel, hoeveel mense het gesterwe? 3000.
3000 mense het gesterf. Hoekom? As gevolg van die afgodsdiens het God mense gestraf. En 3000 mense het gesterwe. Toe die Nuwe Testament Pinksterfees aanbreek, 3000 mense. toe kom 3000 mense tot bekering. Prys die Here. Kom aan, ek weet julle is nie gewoon aan hande klap en kan ons net 'n bietjie sê amen? Yes, amen. Weet jy dat altyd wanneer God sy heerlikheid en teenwoordigheid gemanifesteer het in die Ou Testament, was dit altyd gepaard met die teken van vuur. Dink bietjie aan die heerlikheid van God. Op die berg Sinai is God in sy heerlikheid in 'n vuurkolom. Dink bietjie daaraan. In Levitikus 19 sê die woord van Levitikus 9 sê die woord van die Here in vers 24, het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en dit het die altaar, die hout op die altaar in die brand gesteek en die offer en alles verteer. Dis toe die tabernakel opgeslaan was, het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan. Levitikus 10 sê, toe die seuns van Aaron vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring het in hulle vuurpanne, het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en het hulle verteer dat hulle self God het hulle doodgebrand. God se oordeel het op hulle gekom. Die vuur van die Here gaan altyd gepaard met sy heerlikheid, met sy manifestasie. Dink hieraan. En Eksodus 40, een van baie plekke, en Eksodus 40, kom ons blaai net 'n paar bladsye aan, dan lees jy dit self. Hoor wat sê die woord van die Here. Hoor wat sê die woord van die Here. Daar in vanaf vers 33. En hy het ook die voorhoof, dis nou Moses, het hy opgerig rondom die tabernakel en die altaar en die bedekking van die poort van die voorhoof opgehang. So het Moses dan die werk voltooi. Toe het die wolk die tent van die samekoms oordek en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul. Sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk wat daarop gerus het en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het. So was die wolk van die tabernakel, en as die wolk van die tabernakel af optrek, het die kinders van Israel elke keer weggetrek op al hulle togte. Maar as die wolk nie optrek nie, dan trek hulle nie weg nie, totdat dit weer optrek. Want die wolk van die Here was bedags op die tabernakel, en vuur was snags daarin. En vuur was snags daarin, voor die oë van die hele huis van Israel op al hulle togte. Dink jy toe moes dit gelyk het, toe Bileam vir Balak kry, en Balak moes vir Israel vervloek het, en hy kon nie, dan vanaf Numeri 20 af kan jy lees, hoe moes dit gelyk het toe hy op die Moabitiese gebergtes gestaan het, en hy kyk af van die laar, waar Israel gestaan het, en hy sien die tabernakel opgeslaan, en die formasie van al die stamme, die 3 stamme aan die noordelike kant, oostelike kant, suid en westelike kant, die stamme, 3 stamme aan elke poort van die tabernakel, as ek nou so kan sê, wat opgeslaan is. Hoe moes dit gelyk het? Maar nie net dit nie, die wolk wat per dags oor die tabernakel was en oor die volk was. Weet jy dat die Here het bonatuurlik sy volk beskerm vir 40 jaar, dat die Israeliete nie hulle self verskroei het in die woestyn nie. En glo my, ek was al binnekant ek was al binne die woestyn gewees in Israel. En ek wil vir jou sê, in die somer is dit ek was verlede jaar in die warmste van die warmste tyd daar. Ek probeer elke keer dit mis, maar toe vang die hitte my. Ek sal vir jou sê, dis 'n hitte wat jy nie kan beskryf nie, maar per dags was die Here 'n wolkkolom oor sy volk. En per nags, onthou net dit, in die nag is die woestyn, hy word vuurwarm deur die dag. Nee, jy trek uit, jy kry warm, alles, dit brand verskriklik. Aan die nag is dit ijskoud.
Jy kry ook nie rus in die woestyn nie. Jy weet, dis hierdie kant toe, daai kant toe, dis vuur warm, of dis ijskoud, maar die Here het 'n vuur, wat hy oor sy volk gestel het, om hulle warm te hou. Geliefdes, God was in die wolkkolom gewees. As ons verder aangaan, ek kan nou soveel insidente aanhaal in die woord van die Here, en 1 Konings hoofstuk 18 toe, Elia, die 450 Asherah profete en die 400 Baal profete uitgedaag het op die berg Karmel, toe hulle die altaar gemaak het en daar rondgespring het en vir Baal aangeroep het en gesê het, antwoord ons Baal met vuur, antwoord ons, het Elia, toe daai ouens vir 6 ure besig was om hulle self klaar te maak, toe kom Elia nader en hy herstel die altaar van die Here wat gebreek is, en hy sit die bil wat hy in stukke verdeel het daarop, en hy gooi water op, en hy buig neer, en hy roep die Here aan, en daar val vuur uit die hemel uit, op die altaar, en toe die hele volk dit sien, toe val hulle op hulle aangesig, en hulle sê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. God se heerlikheid het altyd gaan gepaard met vuur. Vuur is gewoonlik altyd die teken van God se heerlikheid. Ek kan soveel insidente uit die Ou Testament uit vir jou aanhaal, waar dit plaasgevind het, waar daar altyd vuur was, en die woord van die Here sê, dat God was, selfs die brandende bos, het gebrand, maar God was in die bos gewees. Jy sien die vuur. Jy sien die vuur. Nou wil ek julle moet blaai na Handelinge 2 toe. Ja, prys die Here. Handelinge in die 2de hoofstuk. Kyk, ek weet nie of ek al Sekunda se water gedrink het nie. Jy kan sien wat jy drink. Is dit veilig om hierdie te drink? Well, hier is 3 kieme hier binne. Dis seker gemaak. Hoor wat sê die woord van die Here in hoofstuk 2 vanaf vers 1. Die woord van die Here sê, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik, sê bietjie skielik. Suddenly. Jy gaan binnekort hoor, wanneer ons praat oor skielik, gaan jy meer en meer hierdie woord sien, skielik. Die Here het nie altyd vooraf dinge wat hy gee. Die Here kan skielik net. En raai wat? Wanneer Jesus weer kom, sal dit skielik wees. Amen. Dis hoekom jy moet nie reg maak nie, jy moet reg lewe. Yes. Jy moet nie reg maak nie. Leef reg. Ja. Leef reg. Amen. Skielik. Ek was verlede week nog op my voete, die volgende oomblik toe lê ek in ICU. Skielik. Is dit nie so nie? My lewe kon van my af weggeval. Hulle het vir my gesê, die dokter sê vir my vrou, dat dis net die Here se genade, jou man lewe. Dis net die Here se genade, jou man lewe. Want volgens die dokter se rapport, toe die kardioloog het sien, toe sê hy, jy gaan nêrens heen, jy word, want neer total occlusion, my aar wat heeltemal toe was, hy was meer as 85% toe gewees. Ek kon skielik weg gewees het. En die aand voordat ek ICU toe gaan, toe sê ek wil nie doodgaan nie, Here asseblief, ek wil nie doodgaan nie, ek wil nie gaan nie. Ek wil vir die Here werk, amen. Ek wil vir die Here werk, prys die Here. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind. Soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Geliefdes, daai woord, geweldige rukwind, dis daai woord wat Jesus ook gebruik in Johannes 3, waar hy sê dat die kinders van God, as jy weergebore is, jy moet weergebore wees uit gees en uit water, dan gaan Jesus aan en hy sê, die wie weergebore is, ek gaan dit vir jou lees, ek wil net teruggaan, as jy kan net luister, of jy kan saam my volg, Johannes 3, ek wil vir jou lees, want daar is 'n woord wat in die Grieks baie belangrik is,
wat ek vir julle net reg wil quoteer. Hy sê daar, Jesus praat daar in Johannes 5 en hy sê, Jesus antwoord, dis nou vir Nicodemus, en hy sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit vlees gebore is vlees, en wat gees gebore is gees. Moenie vir jou van wonder dat ek gesê het, julle moet weer gebore wees nie. Nou gebruik Jesus die woord, die wind. Nou, hoekom bring Jesus die wind hier in? Jesus praat van water en gees, en wel, van hierdie water is, hy praat van geestelik, is geestelik hierdie, weergebore is 'n geestelike ding, amen. Jesus praat nie van jy moet weergebore wees. Jesus praat van weergebore, uit die gees gebore uit wees. Nou kom Jesus iewes skielik uit die bloute, en Jesus sê daar in vers 8, die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid. Van julle gaan dit nou klik. En julle hoor sy geluid. Maar jy weet nie van waar hy kom en waarin hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Daai woord is die Griekse woord pneuma. Pneuma, jy spel hom P-N-E-U M-A-T-I, pneumati of pneuma. Pneuma. Wat beteken pneuma? Dis 'n Griekse woord, pneuma. As kinders hierdie wedergebore is soos die wind. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarheen hy gaan nie. Hulle is soos wind, pneuma. Wat is daai Griekse woord? Raai wat kry ons van daai woord af? Pneumatic drills, pneumatic air tools, pneumatic power air driven tools. Halleluja. Wie van julle het al miskien, veral omdat julle in Secunda bly, en ek bedoel nie sarkasties nie, ek weet dis baie myn wêreld hierdie en sulke goeters, so julle het al seker 'n kompressor gesien. Okay, ek is so bietjie sarkasties, maar wie van julle, ek het een keer ek kom af van die Bosveld af, so anyway, maak ek my kompressor onderkant, hy was vol lug gewees, en ek maak die skroef onderkant los, laat die water, want hy maak kondensasie binnekant, ek maak daai skroef los, dat daai wind skree, so geluid, dat ek bang word, toe ek langs hom staan, ek dog iets gaan ontplof, ek praat nie van bang word, ek dog, wat is aan die gebeur, en ek gaan uit die garage uit, ek gaan uit die werksplek uit, hoekom? Want die air driven, die compressed air, die lug wat gedruk word, gaan na 'n kompressor toe, laat iemand of jou vol wind maak, haal hy pyp uit en laat hy so groot opening voor dit, en maak hy valf oop, en hoor hoe klink het, dis die geluid van 'n geweldige bassein, wat harder en harder, die geluid van lugdruk, wat harder en harder word. Raai wat, Jesus sê, dat jy is Petrus, en ek sê vir jou, op hierdie rots, hier sit dit na sy eie liggaam verwys, Matteus 16, sal ek my kerk bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. The gates of hell will not prevail against it. Jy wat weergebore is, luister, jy wat weergebore is soos daai pneumatic drill. En nie net dit nie, dis die een gedeelte, wat's die volgende gedeelte? Hoor wat sê hy daar? Ek gaan weer vers 2 lees. Wie van julle lees vers 2 nou bietjie met 'n nuwe uitkyk? En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige, jy moet daai woord onderstreep, geweldig, dit was nie 'n rukwind nie, dit was 'n geweldige rukwind. Geliefdes, as die gees van die Here iets geweldig doen, dink ek dis geweldig. Ja, amen. Ek dink hier is daai wind wat so net waai, dis dit vul die huis en dit breek deur. Ja, amen. Die hekke van die hel will not prevail against dit. Hoekom? Want dit is kragtig, is pneumatic. Dit is pneumatic. Hy sê daar in vers 3, toe
nadat die wind gekom het, hierdie geweldige rukwind, toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Sjoe. Pinkster in die Ou Testament, wat op die berg was, het nou binnekant, elkeen van hulle gekom. Halleluja. Hoekom? Want die geweldige rukwind kom nou binnekant. Kind van God, luister vir my. Jy moet nie dink dat jou gebede is insignificant nie. Luister baie mooi wat ek sê. Jy sê God hoor nie my gebede nie. Ek gaan eerder nie sê wat ek daar wil sê nie, maar wat ek vir jou wel wil sê, die volgende is, daar's 'n liedjie wat jare terug, ek onthou net Tom Jones wat hom gesing, ek weet nie wie het anders het hom gesing, hierdie liedjie gesing, I believe that even the smallest prayer will still be heard. Yes. Onthou julle hom? Dis ek julle weet van wie ek praat, né? The smallest prayer will still be heard. Ek wil vir jou sê, 'n gebed verander sake. Gebed dra krag. Net soos wat daar 'n geweldige rukwind was. En ek wil begin afsluit, maar daar gaan skrifte deur my kop. Jy kan nog so 'n rukkie aangaan. Nog 'n rukkie. Ek sal na die pastoor se vir 'n rukkie, nog net 5 minute deel. Luister, toe Paulus en Silas in Handelinge 16 in die tronk was, nadat hulle stikkend geslaan was hulle in 'n blok vasgemaak. En toe hulle in die blok vasgemaak was hulle in die midde van die gevangenis gesit gewees. En middernag het hulle geheim geken. Ja. Het hulle begin bid en lofliedere tot God sing. Ja, amen. Het hulle net daar gelê in hulle pyn en in hulle seer en in hulle eie bloed, 10 teen 1 in hulle eie uitwerpsel, want hulle is dis 'n lelike, die Romeine was lelike geweest, lê hulle daar en hulle begin te sing, ek wil die Here loof, ja altyd prys. Sorry, maar ek's nou 'n bietjie vals met my stem wat Jesus. En iewes skielik kom daar 'n magtige aardbewing. En wat gebeur? Dit skud die gevangenes se deure oop. Die blok waarin hulle vas is, luister vir my, die blok waarin hulle vas is, breek los. Hulle gevangenes se deur gaan oop, en nie net dit nie, die gevangenes om hulle, almal se deure gaan oop, en almal se boeye val af. Almal se boeye val af. Almal se boeye val af. As die Heilige Gees jou aandoen met krag, as die Heilige Gees jou aandoen met krag, sal dit nie net die jukke, it's the anointing that destroys the yoke, waar dit in jou lewe sal breek, maar nie net in jou lewe nie. As jy ernstig met God is, en jy hou so vas aan die kleed van God se, die soem van God se kleed, en jy hou vas, sal jy begin om die heerlikheid van God te beleef, en sal jy sien hoe dat ander gevangenes se boeye losgemaak word. Mense om jou word vrygemaak. Jy weet nie hoe, wat of waar nie, soos toe ek tot bekering gekom het. Ek was so gogga geweest toe ek tot bekering gekom het. Ek sal julle my getuienis vertel. Ek het sulke lang hare gehad. Ek was 'n baie rowwe ou, net om ek gaan nie nou my getuienis vertel, maar ek was 'n baie rowwe ou. Ek gaan dit vertel in hierdie tyd, dat julle kan hoor waar ek vandaan kom. Maar terwyl ek so oorbelle gedra het en rof was, as ek my hande so en ek het nog gerook, ek het gesukkel met die gerook kry, maar die Here het my vrygemaak 6 maande na dat ek het tot bekering gekom. Maar as ek my hande so op iemand lê en ek was nuut gebore, dan sê hulle vir my, dit is seer, dan sê ek, in Jesus naam wees genees. As ek my hand wegtel, dan is daai persoon genees. Nie oor Dion nie, oor Jesus. Honderde en honderdes en honderdes en honderdes genesings en bevrydings. Hoekom? Want jy moet jou identiteit ken in Jesus Christus. Wie jy is in Jesus. Ek wil nie meer volstaan, want ek kan aangaan, maar ek wil nie meer volstaan. Die Pinkster wat aangebreek was, 'n Pinksterdag, die eerste Pinksterfees, was die wet gegee gewees, wat doodgemaak het. Dis die bediening van die dood, want die wet veroordeel, en daar's 'n hele lesing daaroor, jy my kry vir 'n aparte lesing daaroor. Maar dit bring veroordeling ensovoorts, en daar was 3000 mense wat dood gegaan het. 3000. Toe Pinksterfees aanbreek,
daar het baie Pinksterfeeste aangebreek in tussentyd, reg deur die Ou Testament. Maar toe die kerk gebore is, Jesus het opgestaan, opgevaar in die hemel in 40 dae nadat Jesus opgestaan het Jesus opgevaar in die hemel in die 40ste dag, Jesus opgevaar, 10 dae daarna, die 50ste dag, toe breek Pinksterfees aan. En toe kom die Heilige Gees soos 'n geweldige rukwind. En dis pneuma en dis vuur. Dis daai power-driven, air-driven tools met vuur gemeng. En dit vul hulle. En daai disippels het die wêreld verander. Soveel so, dat die wêreld is vandag veranderd. Nie net hulle nie, deur wat daarna plaasgevind het. Amen en amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Amen, amen. Vader, Here, ek kom in die naam van Jesus. Daar's 'n honger, daar's 'n dors hier binnekant my wat nie geles kan word nie. Ja, Here. En as jy vanmôre of vanaand honger of 'n dors het, staan jy op jou voete. Here, ek wil bid. Hierdie honger, hierdie dors, I thirst for more. There must be more. Yes, amen. Dankie, Here. Here, wil ek graag vanaand kom en bid. In Jesus naam.